JJ-math. Rationalisering van die deler. Wat op aarde beteken dit? Okay, daar's 'n reël in wiskunde, net soos die reël wat sê jy mag nie jou antwoord los met negatiewe eksponente nie. Is daar 'n reël wat sê jy mag nie jou antwoord los met 'n wortel in die deler nie. So daar is 'n baie slim wiskundige manier om ontslae te raak van daai wortel en dis waarna ons vandag gaan kyk. So al wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie uitdrukking maal met 1. Nou een van die frustrerendste reëls in wiskunde sê, jy mag enige iets maal met 1, maar 1 kan enige iets wees. Okay. Nou ons het almal in graad 1 geleer as ek iets maal met 1 dan bly net dieselfde. So in hierdie geval wil ek hê 1 moet wees die deler wat hulle vir my gee, so die wortel wat hulle vir my gee op homself. En dis mos net 1. So nou het ek hom gemaal, ek het nie die waarde verander nie, maar nou kan ek dit anders gaan skryf. So wat nou gaan gebeur is bo is dit 4 wortel 3, onder is dit net 3. So onthou 'n wortel maal homself gee dan net vir jou die antwoord gaan net die binnekant van die wortel wees. As ons dit gaan oorskryf, kan ek sê wortel 3 maal wortel 3 is dieselfde as 3 tot die mag half maal 3 tot die mag half. Eksponentwet 1 sê as ek die grondtalle maal dan plus ek eksponente. En dis hoekom die antwoord dan net 3 tot die mag 1 is. Maar dit was hoe ek die deler rationaliseer. Kom ons kyk gou na vraag B, wat ons daar gaan doen. So in vraag A het ons 'n vierkantswortel gehad. So toe wil ons dit laat gebeur, dat ek het 3 tot die mag half plus 'n half, dat dit net 3 tot die mag 1 word. Okay, dat die wortel kan weggaan. So nou as ek 'n derde magswortel het, gaan ek moet seker maak daar is 3 van daai wortels, sodat die antwoord weer 1 kan wees. So wat dit beteken is, as ek dit maal met 1, gaan dit wees die derde magswortel van 5, die derde magswortel van 5, en ek doen dit weer. Okay, nou hoekom doen ons dit? Want ek kan dit dan oorskryf as 5 tot die mag 1 op 3, maal 5 tot die mag 1 op 3, maal 5 tot die mag 1 op 3. En dit gee dan net vir my 5 tot die mag 3 op 3, wat dan net 5 is. So as jy ooit 'n som kry, kyk wat die indeks van die wortel is, en jy sorg dat daar dan soveel is. So as dit 'n derde mag is, dan moet ek 2 bysit. Okay, nou wat gaan die antwoord van hierdie som wees? Ek gaan dan bo kan skryf dis 4 maal derde magswortel van 5 maal derde magswortel van 5. Ons het gesien onder is dan net 'n 5. Nou my finale antwoord kan ek gaan skryf as die derde mag van 5 maal 5. So ek gaan dan net 'n 25 daar binne sit en dit is dan my finale antwoord. Okay, ongelukkig is daar een moeiliker stap hierso, so kom ons kyk gou hoe lyk dit. Okay, by vraag A en B was daar net een wortel gewees of daar was net een term in die deler gewees. Nou is daar meer as 1. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan dit weer maal met 1, maar in hierdie geval gaan dit weer die deler wees, maar ek gaan die teenoorgestelde teken vat. So ek gaan dit maal met 3 plus wortel 5 en 3 plus wortel 5. Okay, die punt daarvan is dat as ek die onderkante gaan maal, so dit lyk soos verskil van vierkante, so as ek dit gaan maal, dan gaan die wortels uitkanselleer. Kom ons kyk gou hoe lyk dit. So hierdie gaan dan word, ek maal daai 4 daarin, soos ons geleer het in graad 8. So daai word dan 12 plus 4 wortel 5, alles op, en nou moet ek die onderkant, eenmaal of ebba, wat ook al jou skool dit genoem het. So ek gaan die 3 maal met die 3, dit word net 'n 9, dan gaan ek die 3 maal met die wortel 5, dit word plus 3 wortel 5, okay, ons het daai gedoen, nou moet ek daai wortel 5 maal met die 3, so minus 3 wortel 5, en ek moet hom maal met die agterste wortel 5, so minus wortel 5 maal wortel 5. So, dan kan ek my antwoord gaan skryf as, bokant bly net dieselfde, maar aan die onderkant gaan daai twee mekaar uitkanselleer, en daai agterste ding word net 'n 5, soos ons al gesien het. So dan is die antwoord 9 minus 5 hieronder, en dan kan ek daai gaan skryf as, ek kan actually 'n 4 uithaal bo, so ek gaan skryf dis 4, en dan 3 plus wortel 5, en onder is dit net 'n 4, so omdat dit breuke is, kan dit uitkanselleer, en die finale antwoord is net 3 plus wortel 5. So as ek so na daai som gekyk het in die heel begin, sou ek nou nooit gedink het dit is wat die antwoord is nie, maar daar het ons dit nou net bewys. Okay, vraag D is ietsie wat jy in 'n toets of 'n eksamen kan verwag. So nou kombineer hulle die sommetjies wat ons gedoen het by A en B, en hulle sit ook in vir C. So ek gaan hierdie twee breuke hanteer as aparte terme. So die eerste ene gaan ek maal met wortel 3 plus 1. So hierso wortel 3 plus 1, wortel 3 plus 1. Ons en ek maal dit. Nou die ander ene gaan ek net maal met wortel 3 op wortel 3. So ek doen dit heeltemal apart. Al is dit een som, is dit twee verskillende terme, so ek mag dit doen. Okay, bo gaan ek nou daai wortel 3 net inmaal met al twee, so dit word wortel 3 maal wortel 3 plus wortel 3. Onder, soos ons gesien het, die middelterme kanselleer uit. So net om dit bietjie vinniger te maak, gaan ek dan net skryf, okay, so dis wortel 3 minus 1, want die middelterme kanselleer uit, soos het ons daar gesien het. Langsaan gaan dit dan wees 2 wortel 3 en onder net wortel 3 wortel 3. Kom ons
kyk hoe lyk my antwoorde dan. So daai is 'n 3 plus wortel 3 minus 2 wortel 3. En onder het ek dan net 3 minus 1 en hierdie kant is net 'n 3. So, nou hierdie sommetjie gaan nou 'n bietjie verder aan. So ek kan nou sien die een deler is 'n 2, die ander deler is 'n 3. So ek wil hê dit moet kan aftrek, so dan moet ek my KGV kry wat 6 gaan wees. Okay, so as dit 'n 6 is. So nou die linkerkantste deler het 'n 2 geword. Kom ons maak dit net 'n 2, dat julle nie de mekaar raak nie. So nou moet ek daai boonstes maal met 3. So dan gaan ek dit so skryf. Minus en die regterkantste een moet ek bo en onder maal met 2 sodat dit by 'n 6 kan uitkom. So dit word dan 2 maal 2 wortel 3. So my plek raak bietjie op so lank as hierdie som. So nou as ek dit gaan oorskryf dan kry ek 9 plus 3 wortel 3 minus 4 wortel 3 alles op 6 en my finale antwoord finally gaan wees 9 minus wortel 3 op 6. Ons julle. So dit is rasionalisering van die deler. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.